Vir ons gaan die manspersone vra om te staan, dan gaan ons net 'n kort gebed saam doen. Ons wonderlike hemelse Vader, ons aanbid U in hierdie môre, dat U die een is wat vir ons lief het met 'n ewige liefde. Baie dankie dat U U Seun Jesus Christus gestuur het, om aan 'n vloekhout te sterwe daar op Golgotha se heuwel, en die Bybel sê sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie dankie vir die Heilige Gees, die Gees van wysheid en insig, die Gees wat lewe gee in die geestelike dooie hart, en baie dankie Here dat U Gees nog steeds oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en dat U Heilige Gees ons lei in die volle waarheid. Hierdie waarheid is opgeteken in U woord. Dis wanneer ons die Bybel lees dat ons God hoor praat. En daarom vra ons Here, help ons om getroue studente van U wonderlike woord te wees. Ons bely ons verstaan nie altyd alles wat ons lees nie, maar dankie dat ons weet dat U Uself openbaar in die blaaie van die Bybel, en dat ons deur die lees van U woord U beter kan deurken, maar ook Here dat U ons sondige toestand vir ons kom wys. Here, ons hulpeloosheid aan ons kom openbaar, dat ons onsself nie kan red nie, maar dat daar 'n redder is, sy naam is Jesus Christus. En daarin verheug en verbly ons dat ons in sy geregtigheid kan staan, en dat ons deur die bloed van die lam gereinig kan word van alle sonde, en deur die Heilige Gees verseël kan word tot die dag van verlossing, en dat ons in die krag van die Heilige Gees kan wandel, om meer as oorwinnaars te wees. Dankie dat ons vanmôre kan kom bid, Here, vir hulle wat in hierdie môre ly. Dankie dat ons kan intree by die troon van genade vir hulle. Lyding is nie vir ons altyd maklik nie. Siekte en Here, krisisse in ons lewe is soms vir ons 'n groot uitdaging. Soms vra ons die vraag, maar hoekom moet dit met my so moeilik gaan, en waarom laat die Here al hierdie dinge toe in my lewe? En ek dink as ons die boek Job lees, kom ons agter dat hy met baie soortgelyke gedagtes geworstel het. Maar Here, aan die einde van ons lewe weet ons dat U woord vir ons sê dat alles ten goeie sal meewerk. En ons het nodig om U te vertrou, die alwyse God. Ons gaan nie altyd antwoorde kry vir die situasie waarin ons is, of die probleme wat oor ons pad gekom het nie, net soos Job. U het nooit aan Job verduidelik waarom U alles toegelaat het nie, maar toe Job U grootheid sien, U heerlikheid, U majesteit, het hy hom verheug en verbly en gesê, ek sal my vinger op my mond sit, en ek sal hierdie God van hemel en aarde loof en prys, omdat hy die alleenwyse God is, aan wie toe kom die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Vader, baie dankie dat ons U vanmôre kan aanbid en weet dat U ontferm oor ons, en dat U nooit oor ons pad iets sal toelaat, waar U genade nie vir ons genoeg is om ons daardeur te dra nie. En daarom bid ons vanmôre, Here, dat U ons siekes, hulle wat in krisisse is, sal dra, en dat hulle bewus sal word van U teenwoordigheid, en dat U krag ook in hulle swakheid volbring sal word. Here, waar ons vanmôre die waarheid van U woord gaan oopmaak, en daaruit gaan lees, onderrigting gaan ontvang, bid ons dat U harte sal skep wat ontvanklik is vir U woord. Die prediker het nie die vermoë om in die hart van 'n mens in te kom nie. Daarom, Here, is U Gees die een wat die waarheid van die woord en daardie voorbereide hart indra en op daardie voorbereide grond laat val. En ons bid dat dit 30, 60 jaar 100voudig vrug sal dra tot U eer en tot verheerliking van U naam. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by 1 Tessalonisense, die 5de hoofstuk. Ons gaan die 12de tot die 18de vers saam lees, en ons gaan deel 2 van ons boodskappe hanteer wat handel oor kom ons wees dankbaar. Ek het vir u gesê, dis die einde van die jaar. Ons het eers ons reeks uit die boek Psalms gestop, en dan ook die ander reeks wat ons besig mee is oor die 53 belangrike gedeeltes in die Bybel, wat van toepassing is op die kind van God se daaglikse lewe, die uitdagings wat ons in die oë staar, dinge wat vir ons belangrik is, dinge wat uitstaande is in die geestelike lewe. En vanmôre gaan ons by die tweede deel stil staan van kom ons wees dankbaar. Volgende week bietjie by geloftedag bietjie met u praat oor die gedagte dat ons 'n verantwoordelikheid het in die uitdra van die evangelie, en dan Kersdag sal ons dan bietjie praat oor die geboorte van Christus met die doel om te sterwe, om dan ook redder te wees.
Nou vriende, ons gaan vanmôre 'n bietjie stil staan by hierdie gedagte en kom ons lees net die paar verse, dan gaan ons 'n kort oorsig met u hanteer en dan kom ons by vanmôre se gedagtes uit. Die apostel Paulus is aan die woord, hy skryf onder leiding van die Heilige Gees en wanneer ons die Bybel lees, vriende, moet ons weet dat God praat met ons. Hy het sy woord geïnspireer deur sy Heilige Gees en so Spurgeon gesê het, as jy God wil hoor praat, lees sy woord. As jy hom hardop wil hoor praat, lees sy woord hardop. Moet tog nie glo dat hierdie profeet en hierdie pastoor en hierdie een of ander persoon het nou namens God 'n woord ontvang om vir u mee te deel nie. Ek kry dikwels in my lewe te doen met mense wat vir my gesê het, God het vir my gesê om vir jou te sê. Dan sê ek, nee, God het nie vir jou gesê nie. Hy praat met my uit sy woord, en wanneer ons spreek, vriende, kom leer ons nie vir u iets niets nie. Ons verklaar vir u die teks, dat u kan sien wat God in sy woord vir ons sê. Ons doen bietjie studie om kruisverwysings vir u deur te gee, en dan die teks te verklaar, sodat u kan hoor wat die Here in daardie gedeelte vir ons wil kom leer. Nou kom ons kyk vanmôre wat staan hier, en ons gaan in besonder stil staan by vers 18. Paulus skryf, hy sê, maar ons vra julle broeders, ons kan net sowel sê gemeente, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is, en julle vermaan. Jy sien, vermaaning is deel van die prediking. Prediking is nie net altyd opbouend en altyd om ons op te lig en te sê, luister, ons is wonderlik en goed nie, ons het die Here baie om oor dankbaar te wees, en die Here help vir ons om meer as oorwinnaars te wees, maar somtyds is die woord vermaanend, om te sien daar is sonde in ons lewe, en dat het God nie welbehaaglik is nie, maar dat daar ook vir ons vergifnis is. Vers 13, en bewys hulle in liefde die hoogste agting, terwille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal, lankmoedig teenoor almal. Elkeen van ons kan vanmôre 'n persoon of 2 of 3 in ons gedagtes laat na vore kom wat ons sê, maar hierdie persoon irriteer my baie keer. Stem jy saam? Kan 'n kollega by die werk wees of iemand miskien in die gemeente. Die Here sê, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jag altyd na wat goed is teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ons gaan net hierdie paar verse saam lees. As teks van oordenking hou ek aan die voor, die 18de vers. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Die tema vanmôre, kom ons wees dankbaar, dis deel 2. Laasweek het ons so 'n bietjie stil gestaan by die eerste deel, en ek het vir u gesê, vriende, ons kom aan die einde van nog 'n jaar. En ons kyk terug na soveel uitdagings en dinge wat gebeur het, en meeste van ons is so half pessimisties oor 2024. Ons dink by onsself, wat gaan in 2024 gebeur? En as dit so sleg gegaan het in 2023, is daar enige hoop vir ons in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd. Die krisis wat daar in Israel heers, ons dink aan baie dinge en hoe dit ons affekteer, en ons vra vir onsself die vraag, is daar enige hoop vir die toekoms? En ek het vir u gesê, vriende, dat as ons kinders van die Here is, as ons weergebore is, as die bloed van Christus ons gereinig het van al ons sonde, dan is ons nie volmaak nie. Ons stoei somtyds nog met gedagtes, met vrese, met dinge wat in ons lewe na vore kom, en soms, ek wil amper die woord gebruik, dikwels, murmureer ons oor ons omstandighede. Nie net in ons huis of by ons werksplek, maar ook in ons land en selfs wêreldwyd, en ons vra selfs die vraag somtyds, Here, as u dan die almagtige, alleenwyse God is, waarom gebeur al hierdie dinge, en waarom gaan dit soos dit gaan, en elkeen van ons worstel met hierdie goed in ons binneste. En ek het vir u gesê, vriende, dat ons het nodig om te sien wat die Here vir ons wil leer, aan die einde van nog 'n jaar, hier aan die voorhand van die nuwe jaar, om dan ook die nuwe jaar tegemoet te gaan, met 'n groter dankbaarheid in ons harte, dat God ook in beheer is. U sal onthou, ons het vir u die Engelse, een van die Engelse tekste se verklaring gegee, of se weergawe van hierdie vers, en die Engels sê, whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants you to do.
om 'n aanhoudende gesindheid van dankbaarheid te hê. En ek het vir u gesê, die woord sê, wees in alles dankbaar. En ek het vir u gesê, dat mense vra dikwels vir my, wat is die wil van die Here vir my lewe? En ek het vir u gesê, hierdie is 'n baie goeie leidraad. Begin om dankbaar te wees. Wees dankbaar dat jy vanmôre nog langs jou vrou of jou man sit. Wees dankbaar dat jou kinders nog by jou is, of jou kleinkinders. Wees dankbaar dat jy nog 'n werk en 'n huis en al die dinge wat daarmee gepaard gaan het. Dis belangrik om te sien dat ons hierdie saak moet uitmaak. Die wil van die Here vir ons lewe is dankbaarheid. En dan die woordjie in alles. Het ons vir u gesê, dit dui op alles wat met my gebeur in my lewe, goed of sleg, uitgesluit sonde. Die Here gebruik soms ook daardie sonde in my lewe om 'n doel te bereik. Maar ek moet nie nadat ek gesondig het gesê, weet soos die Bybel praat en Spreuke, my mond afvee en sê, nou is ek dankbaar dat ek hierdie sonde kon doen nie. Dis nie wat die Bybel vir ons wil leer nie. Dit dui op alles wat die Here in my lewe toelaat, met die doel om my te vorm, om meer gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. En wanneer ek gesondig het, en ek het onlangs gepraat met iemand daaroor, as ons kyk na die lewe van Dawid, het die Here na Dawid se sonde met Batseba gesê, so is jou sonde dan vergewe, maar die swaard sal tot in ewigheid toe nie van jou huis wyk nie. Die gevolge van sonde is bitter, vriende. Die gevolge van sonde het 'n seer en 'n effek op ons lewe. Daarom moet ons onthou, wees dankbaar en wees versigtig om nie te sondig nie, want ondankbaarheid bring baie keer sonde. 'n Man raak ondankbaar met sy vrou. Ek is nie meer tevrede met haar nie. Ek is nie tevrede hoe sy my huishouding dan bestuur nie. En die vrou raak soms ondankbaar wanneer dit kom by 'n man of hoe hy dinge doen. En dikwels kom daar sonde en die gevolge is verrykend. Die woordjie dankbaarheid, ek vir u gesê, is to be grateful. That is to express gratitude. To say grace at a meal of be thankful. En ek het vir u die vraag gevra, hoe is dit moontlik om in alles dankbaar te wees? En die vraag het ons beantwoord met Romeine 8:28. Daar staan in ons weer dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek het vir u gesê, die Engels sê, we know that God is always at work for the good of everyone who loves him. They are the ones God has chosen for his purpose. Die Here het jou nie gered om net hemel toe te gaan nie. Hy het jou gered om jou te vorm, om hier op aarde alreeds meer te word soos sy seun Jesus Christus. Die enigste Bybel wat die wêreld kan lees is jou en my lewe. En deur ons lewe kan ons hulle na Christus trek, met die doel dat hulle gered kan word, en op hulle beurt weer Christus kan verheerlik. Daarom, vriende, is dit belangrik dat ons ook hoor wat sê die man, Dr. Billy Graham. Nou, daar is baie kontroversie oor hierdie man, maar ek wil die aanhaling vir u deurgee. Kom ons los al die stories wat ons hoor. Hy sê, 'n gees van dankbaarheid is een van die mees kenmerkende kenmerke van 'n Christen, wie se hart op die Here ingestel is. Ondankbaarheid, vriende, is eintlik iets wat by die wêreld hoort. Die wêreld is ondankbaar oor wat God vir hulle beskik en bepaal. Hulle is altyd ontevrede. Daar is altyd die gesindheid van ons verdien meer. En die hedendaagse kerk blaas hierdie ding aan, om vir jou te sê, jy is so besonder, God skuld jou. En ek het vir u gesê, God is niemand se skuldenaar nie. Maar ek kan jou vanmôre waarborg, hy is 'n Vader wat lief is vir sy kinders. En soos 'n Vader hom ontferm oor die wat hom vrees, so ontferm God hom ook oor ons. En daarom is dit belangrik, vriende, dat ons hierdie waarheid sal raak sien. Nou, ons het verlede week bietjie gesê, ons gaan na 'n paar gedagtes kyk, waarvoor ons dankbaar kan wees. In die eerste plek, dank die Here vir wie hy is. Ons het dit afgehandel, en ons kon nie by die ander 4 gedagtes uitgekom het nie. Ek het vir u gesê, dat die Here homself aan Moses, voordat hy die volk uit Egipte moes lei, bekend gemaak het as, ek is, stuur jou. Hierdie ek is dat God die een is wat in sy wese bestaan en lewe gee aan alles en almal. Hy is nie geskape nie, hy is die skepper, hy is die onderhouer, en in sy krag kan ons elke dag tegemoet gaan, en daarom het ek vir u gesê, dis noodsaaklik,
dat ons deur die blaaie van die Bybel sal kyk wie God is. Wanneer laas het jy en ek 'n studie gaan maak wie God is? Hy is nie soos ons nie. Hy kan nie met ons vergelyk word nie. Wanneer ons in ons gedagtes dink oor sy alwysheid, dan kom daar 'n punt dat ons nie verstaan nie, want daar is een wat alwys is, dit is God. Hy is almagtig. Hy is alomteenwoordig. Hy leer vir ons in sy woord dat alles ten goeie meewerk en ons wonder soms, Here, hoe werk dit? En wanneer ons voor die Here buig in aanbidding en hom eer vir wie hy is in sy wese, dan maak al hierdie aardse stryd sin en verheug ons in hierdie God van hemel en aarde, wat vir ons ook sê dat hy ons eendag in sy heerlikheid sal opneem. Die 4 gedagtes van vanmôre is: dank hom vir sy genade in Christus aan jou en my bewys, die genade van ons redding, die feit dat ons siele kom red het. Ons gaan kyk, dank hom vir sy voorsienigheid en daaglikse versorging. Dank die Here vir ander kinders van hom en die goeie wat in hulle lewe na vore kom. En dank die Here vir 'n ewige tuiste wat wag vir elkeen van sy kinders in sy heerlikheid. So ons gaan nog 4 aspekte hanteer, 5 altesaam, oor hoe ons die ou jaar kan uitgaan, die nuwe jaar kan tegemoet gaan, hoe ons kan terugkyk na die ou jaar en vir onsself die vraag afvra: was hierdie aspekte deel van my lewe? Was daar dankbaarheid in my hart oor hierdie aspekte? As daar nie is nie, is dit nodig om vergifnis te vra en te vra deur u Gees: Here, stel my in staat om meer dankbaar te wees. Want die Here sê: wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus oor julle. So die volgende gedagte dan: dank God vir sy genade in Christus aan jou bewys. Met ander woorde, dankbaarheid vir jou en my redding. Ek glo u besef en u verstaan dat elke mens word in sonde ontvang en gebore. Daar is nie 'n sondelose mens wat ooit op hierdie planeet aarde gebore is nie, behalwe Christus, gebore uit die maagd Maria, om die sondedraer te wees. Die res is gebore in sonde. En daarom, vriende, het ons 'n redder nodig. En ek glo u kan onthou die dag toe die Here u kom oortuig het van u sonde en u siel kom red het. Ek glo u kan terugdink aan daardie tyd en hoe die Heilige Gees oortuigingswerk gedoen het. En ek vertrou dat u nog nie in u lewe half dit een kant geskuif het en dit vergeet het en gewoond geraak het aan die gedagte dat u kind van God is nie. Hoor wat sê die apostel Paulus. Hy sê in Kolossense 1 vers 12, hy sê: en die Vader mag dank, hoor nou wat staan hier, wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Met ander woorde, God deur sy Gees maak my bekwaam om kind van God te wees. U en ek is dood in ons sonde en misdade. Ons het nie 'n liefde vir die Here nie. Ons het nie van self in ons binneste aptyd vir God se waarheid nie. Daarom kom die Heilige Gees en hy maak ons lewend. Hy red ons en ons word deel van hierdie heiliges. Vers 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie besef hoe groot jou sonde en ellende is nie, sal jy nooit 'n dankbaarheid kan hê vir jou redding nie. Praat met jou kinders oor hulle verlore toestand. Dis nodig om by jou huisgodsdiens vir jou kind te sê hy's op pad hel toe. Vertel vir hom van die verskriklikheid van God se oordeel oor sonde. Moenie jou kind heeltyd motiveer oor dat hy die beste is en hy gaan die hoogste sport in hierdie lewe bereik nie. Hy kan die president van 'n land word, dan beteken dit niks voor God as hy Jesus Christus nie as verlosser en saligmaker ken nie. Paulus sê ons moet 'n dankbaarheid hê dat God ons uit genade kom red het. Die meeste kerke, en ek vrees soms onder Christus belydelike kerke is dit presies dieselfde, selfs gereformeerde kerke, dat ons nie besef hoe groot ons sonde en ellende is nie. Daarom neem ons redding vanselfsprekend aan. En as ons klaar in aanhalingstekens gered is, dan leef ons vir onsself en dikwels soos ons wil, en daar is min wat in ons lewe sien dat ons nuut gemaak is. Paulus het nooit die wonder van sy redding vergeet nie.
U onthou wie Paulus was? Goeie kerkmens, fariseer. Hy was 'n man wat die kerk van Jesus vervolg het, omdat hy 'n liefde gehad het vir sy kerk. En die Bybel leer vir ons, vriende, dat toe die Here hom daar op die pad van Damaskus van sy perd kom afgooi, en hy daar bewend uitroep, Here, wat wil U hê moet ek doen? Het Paulus nooit die wonder van sy redding vergeet nie. En u sê miskien vir my, maar ek het nie so indrukwekkende redding gehad nie. Luister, dieselfde God wat Paulus kom red het jou en my kom red op presies dieselfde manier. Al was het miskien nie so indrukwekkend nie, en alhoewel het jy nie die lig uit die hemel gesien en die stem wat met jou gepraat het nie, wil ek vir jou sê, die redding is presies dieselfde, uit genade deur geloof op grond van die werk van Christus aan die kruis. En as jy so indrukwekkende redding soos Paulus soek, hoop ek, jy sien kans vir die lyding wat hy gehad het. Ek glo sy redding was so indrukwekkend gewees en so intens gewees, juis omdat die Here vir hom gewys het hoe baie sal hy vir sy naam ly. Paulus het nooit die wonder van sy redding vergeet. Hy het God altyd gedank dat die Here hom uit genade kom red het. Hoor wat sê hy hier in 1 Timoteus 1 vers 12 tot 15. En ek dank hom, ek dank God, wat my krag gegee het, Christus Jesus ons Here, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het. En nou sê Paulus wie hy was, my wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. En die genade van ons Here was baie oorvloedig, met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Vers 15, memoriseer hierdie vers. Dis 'n betroubare woord en werd, om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste was. Het jy dit gesien? Aan die einde van Paulus se lewe, skryf hy aan hierdie jong leraar Timoteus, hy sê Timoteus, die Bybel is betroubaar, hy's werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus gekom het om sondaars te red, mense soos ek en jy, en dan sê hy van wie ek die vernaamste is. Aan die einde van Paulus se lewe, was hy nog steeds bewus van die feit, dat genade hom kom red het, uit die moddersluik van sonde. Dit was genade, dat Paulus in God se diens kon staan. Wanneer laas het jy op jou knieë gegaan en gesê, Here, ek dank U, dat U my kom red het, uit genade. Ek vertel gister vir iemand by wie ons huisbesoek gedoen het, van my kinders se redding. Gerard, die oudste ene, was maar 'n rebel soos sy pa. Sy redding het 'n verandering in sy lewe gebring. Regard was 'n baie goeie, voorbeeldige kind. Standaard 9 toe die Heilige Gees hom oortuig van sy sonde, het sy redding 'n radikale verandering in sy lewe gebring, 'n liefde vir God se woord. Die punt wat ek vir u wil maak is, dit maak nie saak hoe radikaal jy tot bekering gekom het, in die sin jou lewe wat vrot was, miskien en sondig, soos myne was, of miskien 'n goeie kerkmens, soos Paulus wat tot bekering gekom het nie. Die punt van die saak bly, dank God dat jy vergifnis in Jesus ontvang het. Ek het gedink aan die pragtige lied wat Renier ons kom leer het, en ek het gedink, ek wonder of Paulus nie die lied geskryf het nie. Hy het nie, ek weet het, maar hy kon net sowel die skrywer gewees het. Hierdie lied sê, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned, unclean. Die koorgedeelte sê, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be, how marvelous, how wonderful, is my Saviour's love for me. Wat het Paulus aan die gang gehou deur al sy verdrukkinge? Wat gaan my en jou in hierdie nuwe jaar moed en krag gee om aan te gaan? Eerste plek, besef wie God is. Hy is wat hy is, die Almagtige. Maar dank hom ook vir die feit dat hy jou kom red het, dat hy jou sonde skuld vergewe het, dat hy jou kind van God gemaak het, en dat jy vanmôre kan sê, ek is vry, ek is waarlik, waarlik vry. As jy nog nie die voorreg en die vreugde van redding gesmaak het nie, dan pleit ek by jou vanmôre, dat jy die saak met die Here sal uitmaak. Dankbaarheid is 'n motivering
in ons geestelike lewe, wanneer ons terugdink aan hierdie dag van redding, dankbaarheid daaroor, en dan ook 'n toewyding aan die Here. Die derde gedagte, dank hom vir sy daaglikse versorging en voorsiening. Nou vriende, die Bybel sê, wees in alles dankbaar. Dank die Here vir wat jy vanmôre aan het, wat jy vanmôre mee gekom het, die motorvoertuig wat jy gery het. En dank die Here vir die kos wat jy vanmôre kon eet, die koffie wat jy kon drink, die kerel wat jy kon aansit. As jy krag gehad het, dank die Here daarvoor. Nou praat ek nie van fisiese krag nie, ons praat van die goedjies wat skyn, die liggies, die Eskom. Dis 'n skaars en 'n raar ding in Suid-Afrika, maar dank die Here daarvoor. Luister, dank die Here vriende vir 'n bed en 'n kombers en 'n yskas. Dank hom dat jy brood en melk het, dank hom dat jy finansies het. Ek onthou toe ons oudste 2 seuns groot gemaak het, dan kom Ethel, dan is dit tyd, hulle groei mos soos 'n boontjie rank. Jy koop vandag vir hom 'n 9 skoen, oormôre pas die 11 hom nie meer nie. Dan dink jy by jouself, hy lyk so goed, want hy eet so goed. En dit gebeur so toe dat Regard saam met sy ma dorp toe gaan, en sy moet vir hom klere koop. En sy gaan toe na AC Cummins toe, jy ken mos AC Cummins, dis nou akkermans vir die ouens wat nou nie daai hoogdrawende taal verstaan nie, en sy sê vir hom, mag af jou die hempie en die broekie en die hempie koop. Nee, ek wil nie hierdie hê nie, ek wil Billabong hê, of Adidas, of Nike, ek kan nie onthou presies wat se, die Engelsman noem het name brand hy wil hê nie. Sy ma sê vir hom, dis wat ons kan bekostig, dis wat jy gaan kry. Nee, hy wil dit nie hê nie. Sy sê nou goed, dan loop ons. En toe sy na by die deur kom, toe keer hy haar, want toe sien hy sy's vasberade om vir hom niks te koop nie. En hy sê nie, hy is bereid om AC Cummins se klere te dra. En ons het ons kinders geleer om dankbaar te wees. Dankbaarheid, vriende, vir wat jy het vanmôre, omdat jy niks verdien nie. Luister, as jy vanmôre 'n werk het, verdien jy nie die salaris die einde van die maand nie. Dis God wat jou genade, wysheid, krag, energie gee om jou werk te kan doen. Wanneer laas jy hom gedank daarvoor? Wanneer laas het jy die Here gedank as jy voor 'n bord kos sit, en jy sien die voedsel voor jou, en jy dank hom vir die voedsel wat jy kan eet? Die meeste, en vriende, die meeste mense sê nie dankie vir wat hulle eet nie. Dit breek 'n mens se hart as jy by inkopiesentrum kom, of jy gaan speel golf en jy sien die ouens kom by die halfweg huis aan, sit sy bord kos voor hom neer en hy begin eet. Dat's nie 'n dankbaarheid nie. Meeste reken, ek het geld, ek koop die kos, ek kies wat ek wil hê, en dan klaak omdat dit te min is, of is te veel, of dis nie lekker nie, dat's te min sout, dat's te veel sout. Dis op die einde van die dag te taai, of hierdie vleis is nie regtig lekker nie. Jy kry nie meer dankbaarheid nie. Kinders van die Here moet dankbare mense wees. Hoor wat die Here Jesus self in die woord vir ons opgeteken het. Jy onthou wat beteken dankbaarheid, is to be grateful, that is to express gratitude, to say grace at a meal, of be thankful. Selfs Jesus het dankbaarheid betoon vir die voedsel en tydelike seëninge. Jy sal onthou in Matteus 14 vers 19, toe gee die skare bevel om op die gras te gaan sit, en hy neem die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank, en nadat hy die brode gebreek het, gee dit aan die disippels, en die disippels aan die skare. Wanneer laas het jy en ek die Here gedank vir wat ons het om te eet? Dis belangrik om te sien, vriende, dat ons in die westerse wêreld voorregte het, wat baie ander lande nie het nie. Ons kan instap in 'n Pick n Pay of 'n Checkers of 'n Spar, en ons kan kies en keer. Ons kan sekere snitte van 'n bees eet, ons kan skaapvleis bekostig, ons kan, as ons lief is vir wors, na die plek gaan waar die beste wors het. Ons kan braai, ons kan maak en eet eintlik soos ons wil. En tog is ons van die ondankbaarste mense wat daar is. Daarom wil ek jou vra, as jy hier aan die einde van die nuwe jaar, of van die ou jaar, kom dink terug oor hierdie jaar. Hoeveel keer het jy gekla oor wat die Here vir jou gegee het? Of het nou 'n huis of 'n kar of 'n man of 'n vrou, of kinders of omstandighede, of voedsel, of wat ook al is. Hoeveel keer het jy gekla en hoeveel keer het jy dankie gesê?
En dit kan miskien die rede wees van jou gemoedstoestand in hierdie oggend, want die Here sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus oor julle. Ek vertel onlangs vir Calvin van die groot cricketspeler C.T. Studd. C.T. Studd se ouers was skatryk gewees. Hy het in 'n herehuis eintlik daar in Londen gebly. Hulle wys die foto van die huis waarin hy groot geword het. Hy het vir die Engelse cricketspan gespeel. 'n Begaafde man, en by die dood van sy broer, of die siekbed van sy broer, besef hy hoe nietig die lewe is, en hy het alles gelos en 'n sendeling gaan word. En die punt wat ek wil maak is, dat my en jou omstandighede is nie slegter as 'n sendeling in Afrika nie. Daardie mense lewe in haglike omstandighede, en daar is 'n dankbaarheid in hulle harte, omdat hulle die evangelie kan verkondig. Vir 'n ete is hulle dankbaar. Waarom? Want hulle weet hulle verdien dit nie. Ek en jy moet aan die einde van hierdie jaar, die begin van die nuwe jaar, hierdie gesindheid aanleer om te sê, Here, U is die een wat voorsien, U is die een wat gee. U maak U hand oop en ons word versadig. Help my om dankbaar te wees. Hoor wat sê Jesaja 55 vers 10. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal, en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig, en maak dat dit voortbring en uitspruit, en saad gee aan die saaier, en brood aan die eter. 'n Boer kan alles voorberei. Hy kan die lande omploeg, hy kan kunsmis insit, hy kan alles doen. As daar nie reën kom nie, is daar nie 'n oes nie. As daar nie 'n oes is nie, is daar nie kos nie. Hulle praat onlangs in 'n onderhoud met mense wat nie baie ingelig is oor hierdie goed nie. En hulle sê, ons gee nie om vir die boere nie, ons koop ons kos by Pick n Pay. Nou sterkte vir jou, as die reën nie kom nie, en die saad spruit nie uit nie, en daar is nie oes op die land nie. Hoor wat sê Psalm 104, ek lees vir julle 'n paar verse, en dan sal u sien, hoe die Here nie net vir my en jou sorg nie, maar ook vir sy skepping. Hy, dis God, laat gras uitspruit vir die diere, en die plante tot diens van die mens, om broodkoring uit die aarde te laat voortkom, en dat wyn die mense hart kan bly maak, om die aangesig te laat blink van olie, en dat brood die mense hart kan versterk. Hoor wat sê vers 21, die jong leeu's brul, en roof en begeer hulle voedsel van God. Vers 25, daar is die see groot, en al kante toe wyd. Daar is 'n gewemel sonder getal, klein diere saam met grootes. Daar gaan die skepe en die Leviathan, wat u geformeer het om daarin te speel. Vers 27, hulle almal wag op u, dat u hulle voedsel kan gee op die regte tyd. Hoor nou, u gee dit aan hulle, hulle tel dit op, u maak u hand oop, hulle word versadig met die goeie. U verberg u aangesig, hulle word verskrik, u neem hulle asem weg, hulle sterwe, en keer terug tot hulle stof. U en ek gaan tot op 'n dag kan eet, en dan sal dit ons laaste ete wees. Het jy met 'n dankbare hart dit geëet? Dan gaan 'n dag aanbreek dat jy die laaste keer moet daai kar ry, wat jy vandag 'n skorrel noem. Weet jy hoekom ek moet die ding ry nie? Kyk wat ry daai ou. Vergeet wat daai ou ry, dank die Here jy loop nie. Dank die Here vir oë. Daar is mense wat jy vanmôre kan sien nie, en jy kan dan al die blanko spasies invul. As jy vanmôre 'n behoefte het, maak dit aan God bekend. Hy gee mildelik. Hy is 'n genadige en barmhartige God, maar moet nooit dankbaarheid vergeet nie. Dank die Here vir wat hy vir jou en my gee op tydelike gebied. Voorlaaste gedagte. Ek het dit uitgesonder, want vriende, hierdie is 'n baie belangrike aspek vir kinders van die Here. Dank die Here vir ander kinders van hom, en die goeie wat in hulle lewe na vore kom. Ek wil gou vanmôre vir julle geheim vertel, Berea Christen Gemeente is nie enigste kinders van die Here in hierdie dorp nie, of in hierdie land nie. Daar is baie ander wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Daar is baie ander wat lief is vir die Here. Daar is baie ander wat die waarheid van die woord verkondig.
Maar ons is 'n gemeente. En die Here sê daagliks by die gemeente gevoeg van die universele kerk, maar ook van die plaaslike gemeente, met die doel dat ons mekaar sal lief hê, mekaar sal waardeer, 'n dankbaarheid teenoor mekaar sal betoon, en dan ook, vriende, mekaar sal opbou in die allerheiligste geloof. Hoor wat sê Paulus, ons is nou besig met die boek Romeine in ons huisgodsdiens, ons sal seker vanaand klaarmaak met hierdie boek, maar daar staan in Romeine 1 vers 8, Paulus sê, in die eerste plek, dank ek my God deur Jesus Christus, oor julle almal dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. Wanneer laas jy in die oggend in jou studeerkamer of in jou kamer gegaan en daar langs jou bed gekniel, of by jou studeerkamerstoel en gesê, Here, ek dank U vir my broers en my susters. Ek dank U vir hulle opgewondenheid. Ek en Ethel raak opgewonde as ons soms praat oor mense in die gemeente. Dan sê ons, het jy gehoor weer, daar die ene, hoe hulle die Bybel bestudeer en hoe hulle op die einde van die dag die evangelie verkondig. Hulle opgewondenheid om hier te wees, hulle samesyn, hulle liefde. Luister, die bemoediging wat U van die kant sal kry en soms die vermaning en die opbouing van U kant af bemoedig U ons ook. Soms is daar in ons harte ook hierdie skaamte dat ons vir onsself dink, maar kyk net watter ywer het sommige van hierdie mense en het ek daar die ywer, Here, wek in my hart 'n groter ywer vir U saak en vir U kinders en vir U werk. Paulus het altyd die Here gedank vir ander kinders van die Here. Hy sê in 1 Tessalonisense 1 vers 2, ons dank God altyd oor julle almal, as ons aan julle dink in ons gebede, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader. Ek dank die Here, glo my, ons dank die Here vir hulle wat ons klank doen, vir hulle vernier wat ons klavier speel en Tannie Ina wat uithelp, vir Eben wat help. Ek dank die Here vir elke suster wat Sondag 'n bordjie eetgoed bring sonder om te murmureer, sonder om te sê hierdie klomp eet hulle self dat hulle bars. Ek weet nie of ons hier 'n gemeente is wat net eet heeldag nie. Jy kry net nie so gesindheid nie. As jy sien, is daar kos, is daar oorvloed. Die liefde waarmee hulle na die tyd help om op te ruim. Die dankbaarheid teenoor 'n mens of teenoor die Here vir mense wat bereid is om ver ente te ry, om opofferings te doen. Vriende, daar is 'n dankbaarheid in my hart teenoor die Here vir die gemeente. Soms is ek knorrig oor sommiges. Want onthou, in elke gemeente is daar maar mense wat jou heiligmaking meer toets as ander. Maar ook daarvoor dank hou die Here. Waarom? Want daardeur vorm die Here ons ook en verander die Here ons lewe om meer te word soos die van die Here Jesus. Hier aan die einde van die jaar wil ek jou vra, kyk na jou broer en suster langs jou en dank God vir hulle. Dat jy deel kan wees van 'n Christelike gemeenskap. Ons het dieselfde denkpatroon, ons visie is koninkryksgerig. Ons Vader is die God van hemel en aarde, deur Jesus, ons begeerte is om heilig te lewe. Ons kan nie meer in die wêreld se geselskap onsself tuis voel nie. Ons dink nie ons is beter as wêreldlinge nie, maar ons is anders. En daarom dank ons God. Wie hoe lekker is dit om te kuier by mense en jy hoor die spraak. En hierdie een sê ek het daai studie gedoen en hoor ek jou gou vraag vra, dis wat ek gekry het. En glo my, gister was ons huisbesoek 11:30 tot 4:00 gistermiddag. En die oom sê op 'n stadium vir my, hy sê ek kan jou nog lank besig hou. Ek sê nee, nou is dit time out. Oom, dankie vir al die studie wat jy doen, maar is nou tyd om te ry. Maar dit maak 'n mens opgewonde dat mense lief is vir die waarheid van God se woord. Wanneer laas jy die Here gedank vir 'n WhatsApp wat jy kry, waar ander kinders van die Here vir jou gesê het, ek dink aan jou, ek bid vir jou. In hierdie siekte tyd, miskien uitgereik het na iemand toe. Dis waarvoor 'n gemeente daar is. Wanneer laas jy God gedank, dat jy nie so alleenig is nie. Ek praat met baie mense wat inluister op ons Facebook, mense wat inluister op ons uitsendingskanaal, en hulle sê dis soms alleen. Hulle gaan na die ander kerk toe, daar is nie waarheid nie, dis 'n besigheid, dis 'n plek waar mense dinge doen, hierdie profeet praat dit, en daai een profeteer dat, en hierdie een val om, en daai een praat in 'n taal, en daar is soveel verwarring, en hulle sê ons mis die gemeenskap van die heiliges.
Dis hoekom ons spontane gemeentetjies het wat ontstaan nou in die land waar hulle saamkom en inskakel, en ek kry gereeld terugvoering hoe hulle dankbaar is dat hulle deel kan wees van 'n Christelike gemeenskap. Wanneer laas jy God gedank vir jou broer en suster? Wanneer laas jy tyd spandeer met hulle? As jy meer tuis is in die wêreld, saam met wêreldlinge, moet jy vir jouself die vraag afvra, ken jy die Here en ken hy jou? Want as 'n mens kinders van die Here sien, is daar 'n dankbaarheid. As jy 'n geestelike groei sien, is daar 'n dankbaarheid. As daar 'n liefde vir die woord is daar 'n dankbaarheid. Hoor wat sê 2 Tessalonisense 1 vers 3 en 4. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is. Dis reg om dankbaar te wees vir ander broers en susters. Hy sê, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. U sien, daar was 'n dankbaarheid in Paulus se hart teenoor die Here as hy aan die gemeentes dink en hoe hulle deur woord, wandel en daad die Here verheerlik. Mag ons ook so gemeente wees. En nou die kersie op die koek waarmee ons afsluit. Dank die Here vir 'n ewige tuiste wat vir elkeen van sy kinders wag. As jy vanmôre deur geweldige moeilike omstandighede gaan, sit net daar in jou stoel en sê, Here, ek dank U. Dit gaan nie vir altyd duur nie. Dit gaan nie. Miskien is daar mense wat kanker vanmôre het en daai kanker is besig om die liggaam weg te vreet. Dank God. Dit sal nie altyd so aangaan. Daar is 'n heerlikheid wat wag vir elkeen wat aan die Here Jesus Christus behoort. Hoor wat sê die apostel Paulus. Hy sê, of die skrywer van die Hebreërbrief. Baie ouens sê Paulus het hom geskryf. Dis nie 'n feit nie, kom ons lees maar wat daar staan. Hy sê, daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Wanneer ondankbaarheid hier aan jou hartsdeur kom klop, en jy kom agter dis 'n wrevel in jou binneste nou, oor dinge wat aangaan en oor mense en oor omstandighede en diens wat jy miskien ontvang het, dank God, dit gaan nie vir altyd so aanhou nie. As jy die teleurstellings beleef van familie en vriende en kinders en kleinkinders en jy dink by jouself, kan dit nog erger word. En as jy klaar die gedagte gedink het, dan lei die foon. En Boetie bel en hy vertel jou sy storie. En jy dink by jouself, hoe is dit moontlik? Dank God, dit sal nie altyd so aangaan nie. Dis waarom kinders van die Here, van die vriendelikste mense moet wees, wat bly is, wat dankbaar is. Waarom? Want ons sal nie vir altyd hierdie stryd beleef, wat ons beleef nie. Omdat ons hierdie onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees. Matteus 25:34, dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my af, Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Die Here het van voor die grondlegging van hierdie aarde vir sy kinders 'n heerlikheid beskik waar hy sal regeer as koning. Nooit weer droefheid, trane, hartseer, sonde, nooit weer enige iets van hierdie dinge wat ek tans beleef, wat ons siele soms uitmekaar uitskeer nie, wat ons liggaamlik aftakel, en wat ons moeg en moedeloos maak nie. Wonderlik om te sien hoe die apostel Petrus so mooi skryf daar in 1 Petrus 3 vers, of 1 vers 3 tot 5. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat aan sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So wat Petrus sê, omdat Christus opgestaan het, sal julle ook opstaan, sal julle ook in sy heerlikheid saam met hom wees. Vers 4. Sodat ons 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Vers 5, die waarborg, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Nou, ek het nog 'n jong seun op huis. Hulle raak baie keer opgewonde oor die nuutste Xbox speletjie, en selfone beïndruk hulle. Ek kom nou die dag by 'n man aan, en daar by die Checkers, hulle
doen so 'n bietjie werwingswerk vir mense wat kan help met hierdie aardverwarming en die plastiek wat die visse in die see eet en dan verstik hulle en ek weet nie wat alles nie. En hy sien my foon. Hy sê, "You got a great phone, hè?" Ek sê vir hom, "Foon, die ding ek bel net met die ding." "No, it got 3 cameras." Ek dink myself, hierdie ou is heeltemal jong seun, jongerige man en die meisiekie. En ek begin met hom praat oor dat ek nie deel is van hierdie aardverwarming kwessie nie. Dis in elk geval 'n klomp nonsens. Gaan praat met kundiges, hulle sal vir jou sê, God het sy hemel en aarde geskape, hy sal dit in stand hou. Dis 'n boodskap vir 'n ander tyd. En ek begin met hom praat oor die evangelie, oor Christus. En ek sê vir hy sê so saggies vir my, hy sê vir my, "Bless me." Ek sê, "Bless jou." "Ja, bless me now." En die woorde wat ek vir hom toe sê, het hom eindelik, ek sê, "I can't bless you." Maar sy oë, ek sê vir u rek so spierings. Ek sê vir maar as een, wat jou kan seën, en dit is Christus wanneer jou siel red. Die evangelie van Christus is die seën wat ons ontvang, waar ons kindskap ontvang, waar ons 'n ewige tuiste ontvang. Die punt wat ek wil maak, jy moet minder opgewonde wees oor die tydelike goed, wat verbygaande is. Die nuutste selfoon is oor 3 maande uitgedateer. Die beste speletjie wat jy het, is oor 3 maande uitgedateer. Daar is een wat konstant ons harte versadig, is die God van hemel en aarde, wat vir ons 'n hemel beloof, waar hy heerskappy sal voer. En soos een seun gevra het, is daar rugby in die hemel? Sê sy pa vir hom, nee. Cricket? Nee, golf? Ook nie. Nou wat gaan ons daar doen? En die antwoord eenvoudig, die hemel gaan nie oor jou plesier nie. Het gaan nie oor my en jou nie, het gaan oor, ons gaan die heerlikheid van God aanskou, en in sy heerlikheid sal golf nie meer saak maak nie, rugby sal vir ons na 'n sinnelose sport lyk, en sokker is in elk geval sinneloos, en cricket. Dis 'n opinie, nee, net so 'n tong in die kies. Asseblief, cricket liefhebbers, moet my nie stenig, of moet 'n bed slaan as ek uitkom nie. Ons is klaar. Ons het gekyk na so 'n paar dinge waaroor ons en waarvoor ons dankbaar kan wees. Dank die Here vir wie hy is. Dank hom vir sy genade in Christus aan jou en my bewys. Dank hom vir sy voorsienigheid en daaglikse versorging. Dank die Here vir ander kinders van hom en die goeie wat in hulle lewe na voorkom. Dank die Here vir 'n ewige tuiste wat wag vir elkeen van sy kinders in sy heerlikheid. Ek wil die huis toe stuur met een vers wat vir my getref het. Kolossense 3 vers 15. Dis my gebed vir jou en dis vir my. Aan die einde van 2023, begin van 2024. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers. En wees dankbaar. God se vrede wek 'n dankbaarheid in jou hart en in my hart, wat aansteeklik sal wees vir ander mense en hulle na Jesus trek. Ons het so baie om oor dankbaar te wees. Die Here sê dit is sy wil dat ons dankbaar sal wees. Kom ons bid saam. Vader, ons verstaan nie altyd waarom ons harte in rebellie teenoor U is, wanneer ons opdragte uit U woord kry en sekere standaarde wat U stel nie, en daarom moet ons deurgangs belydenis doen en ons harte voor U ondersoek en vra dat die bloed ons sal reinig van alle sonde en dat U Gees ons ons harte sal verander en ons gedagtes sal vernuwe, sodat ons reg sal dink en reg sal doen en reg sal optree. Ons lewe in baie moeilike en uitdagende tye, ons ontken dit nie, Here. Sommige dae is vir ons so uitdagend dat ons by onsself dink, sal ek dit maak? Maar dankie dat ons vanmôre kon leer, dat U is die getroue God van hemel en aarde, en uit U en deur U en tot U is alle dinge. Ons dank U vanmôre, Here, dat U ons siele uit genade kom red het, dat U ons van ons sondes kom was het, en ons kinders van U self gemaak het. Dankie, Here, vir voedsel en vir daaglikse versorging en die voorsiening in tydelike behoeftes. Vader, baie dankie vir ander kinders van die Here, wat saam met ons die pad kan stap, die goeie stryd kan stry,
in die wedloop kan voleindig en die geloof kan behou. Bid vir hulle. Julle sal opbou in die allerheiligste geloof. En dank U Vader vir die heerlikheid wat vir ons voorlê. Waar Christus as koning sal regeer vir tyd en ewigheid. Die hemel gaan nie oor wat ons gaan geniet nie, maar die een wie ons gaan verheerlik. En alhoewel ons verstand nie hierdie grootheid kan bedink nie, sê Paulus daar in 2 Korintiërs 12, dat hy toe hierdie openbaring van die hemel gekry het, kon hy dit nie in woorde verklaar of uitgespreek het nie. Dit was net te groot, dit was net te wonderbaar. En dit was 'n dryfveer in sy siel, om te volhard ten midde van die pyn en die lyding en die stryd waardeur hy gegaan het. Mag ons ook nie so aardsgebonde wees dat ons dink dat die hemel maar net 'n voortsetting is van ons aardse plesiere nie. Maar dat ons sal besef, die hemel is 'n plek, 'n heerlikheid, waar Christus sal regeer. En hoe wonderlik sal dit net nie wees nie. Vader, dankie vir U goedheid. Mag U ons gemeente en U kerk op aarde seën. Mag U ons opbou in die allerheiligste geloof. En mag ons heilig lewe, soos U heilig is. En ons vra dit, Here, omdat ons diep afhanklik is van U. Want sonder U kan ons niks doen nie. Amen.